Laat ons tyd neem om die woord van God te bestudeer met die preek getiteld, Die geloof van Judas Iskariot. Soos u goed weet, was Judas Iskariot een van Jesus se 12 disippels. Waarom het Judas Iskariot, een van die 12 disippels, Jesus verraai en verkoop? Volgens die verslag wat in die Bybel opgeteken is, was dit sy hebsug en begeerte na materiële dinge wat sy oë vir die waarheid verblind het. Uiteindelik het Jesus oor hom getuig en gesê, dit sou vir hom beter gewees het as hy nooit gebore was nie. Dit is nie dat materiële dinge self in ons lewens afwesig moet wees nie. Maar as gevolg van materiële dinge, mag dwaase dade soos om ons geloof te laat vaar, die waarheid te verlaat en selfs God te verraai, nooit in Sion plaasvind nie. Kom ons kyk saam na 1 Timoteus hoofstuk 6, vers 7. Ons het immers niks in die wêreld ingebring nie, en ons kan niks daaruit wegneem nie. Maar as ons kos en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. Wie ryk wil wees, val in versoeking en 'n struik, en baie dwaase en skadelike begeertes wat mense meesleer na ondergang en vernietiging. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof. Wat sê dit gebeur met hulle? Daar is baie faktore wat ons kan laat wegdryf van ons geloof. As gevolg van die begeerte na wêreldse eer, soms as gevolg van hebsug na materiële dinge, soms as gevolg van kwessies wat die teenoorgestelde geslag behels. En verder word talle ander sake struikelblokke wat ons verhinder om in die koninkryk van die hemel in te gaan. Ons kan sê dat in die geval van Judas Iskariot, dit as gevolg van geld was. Want geldgierigheid is die wortel van alle kwaad. Die hinkering na rykdom het sommige mense laat afdwaal van die geloof, en hulle het hulle self met baie smarte deurboor. Wat moet ons dan doen? Kom ons kyk na vers 11. Maar jy, o man van God, vlug weg van hierdie dinge. Streef eerder na geregtigheid, godvreesendheid, betroubaarheid, liefde, volharding, sagmoedigheid. Stryd die goeie stryd van die geloof, gryp die ewige lewe aan, waartoe jy geroep is en waarvan jy die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. Dit is wat die Bybel verklaar. Hoe kan ons inderdaad terugkeer na die ewige koninkryk van die hemel? Hoe kan ons vlekkeloos en onberispelik voor God staan? Moet ons gedagtes nie in hierdie rigting gerig wees nie. Waar materiële gewin ook al aangebied word, kan daar sekerlik gevalle wees waar dit op wettige wyse verkry word. Nogtans kan ontelbare versoekings wat deur onregverdige weë verkry is, ook voor ons gestel word. Deur vandag se preek getiteld, Die geloof van Judas Iskariot, laat ons dit oorweeg. Hoewel Judas een van Jesus se 12 disippels was, wat was dit wat altyd aan sy gebly het? Kom ons gaan na die Evangelie van Johannes hoofstuk 12 vers 1. Ses dae voor die Pasga het Jesus na Betanië gegaan. Dit was die tuiste van Lazarus, wat Jesus uit die dood opgewek het. Daar het hulle vir hom toe 'n maaltyd voorberei, en Martha het hulle bedien. Lazarus was een van die wat saam met hom aan tafel was. Toe het Maria 'n litra egte, uiters kosbare nardesolie geneem, die voete van Jesus gesalf en met haar hare sy voete afgedroog, en die huis is deurtrek met die geur van die olie. Toe sê Judas Iskariot, een van sy disippels, die een wat hom sou verraai: waarom is hierdie reukolie nie vir 300 denarius verkoop en die geld aan die armes gegee nie? Hy het dit gesê, nie omdat hy vir die armes omgegee het nie, maar omdat hy wat was hy? Dief was.
Met ander woorde, hy het die geld gesteel. Hy het die geldbeurs gedra en het van die bydraes gevat. Hy was 'n dief, beide geestelik en fisies, wat sy hande op die heilige offergawes van God gelê het. Daarop het Jesus gesê, laat haar begaan, sy het dit vir die dag van my begrafnis bewaar. Judas het dit nie gesê uit opregte besorgdheid oor die armes nie, maar omdat as daardie duur parfuum verkoop word en die 300 denarii in die geldsak geplaas word, sou dit vir hom baie geleenthede skep om die fondse te misbruik. Aangesien die parfuum nie verkoop is nie, maar eerder gebreek en vir Jesus uitgegiet is, kon hy dit nie verdra nie. Vandag, terwyl u en ek die posisie van Judas Iskariot oorweeg, wat in beheer was van die geldsak, waar vind ons dat die versoeking altyd vandaan kom? Dit spruit altyd voort uit wat naby is. In die geval van Judas Iskariot is die geldsak aan hom toevertrou, tog het hy voortdurend daaruit gesteel. Daarom beskryf die Bybel hom as 'n dief. Is dit nie reg nie? Op die ou end het Judas Iskariot homself op 'n pad bevind wat nie na die koninkryk van die hemel lei nie, maar na die ewige hel. Versoeking ontstaan altyd uit wat naby ons is. Soos ons in die geskiedenis van Adam en Eva sien, het Eva in Satan se versoeking geval, aangesien sy naby die boom van die kennis van goed en kwaad vertoef het. Sy het gesien dat die vrugte goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Waarlik, elke versoeking spruit voort uit ons onmiddellike omgewing. Tog, in die aangesig van sulke versoeking, word ons ewige lot in 'n enkele oomblik beslis, of ons die ewige hel of die koninkryk van die hemel kies. Julle, daar is geen resultaat sonder 'n oorsaak nie, is daar? Daarom, laat ons almal diegene word wat God se woord, verordeninge, wette en gebooie getrou bewaar, sodat ons almal deur sy genade die koninkryk van die hemel kan bereik. Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 13 vers 21. Nadat Jesus dit gesê het, was hy diep ontroerd en het hy getuig en gesê, Amen, amen, ek sê vir julle, een van julle sal my verraai. Die disippels het na mekaar gekyk, onseker van wie hy praat. Een van sy disippels, hy vir wie Jesus liefgehad het teen Jesus se bors geleun. Simon Petrus het vir hom geknik om uit te vind wie dit sou kon wees van wie Jesus praat. Hy het toe teruggeleun teen Jesus se bors en vir hom gevra, Here, wie is dit? Jesus het hom geantwoord, dit is die een vir wie ek 'n stukkie brood sal indoop en aangee. Toe hy die stukkie brood ingedoop het, het hy dit geneem en aan Judas, seun van Simon Iskariot, gegee. Nadat Judas die stukkie brood geneem het, het Satan in hom ingevaar. Toe sê Jesus vir hom, wat jy wil doen, moet jy gou doen. Niemand van die wat daar aangeleen het om te eet, het verstaan waarom hy dit aan Judas gesê het nie. Net so, wanneer 'n persoon voortdurend God se heilige offerandes begeer en 'n goddelose hand daarin steek, is die eindresultaat dat Satan in sy of haar hart ingaan. Deur die les van Judas Iskariot moet ons nadink oor die voortdurende herinnering dat ons mense moet wees wat genadiglik vashou aan ons hoop op die koninkryk van God deur geregtigheid, godsaligheid en waarheid. In ons wêreld vandag word baie mense verteer deur 'n begeerte na materiële besittings. Baie mense begin glo dat geld die hoofsleutel is wat elke probleem in die wêreld kan oplos. Alhoewel dit in enige tyd waar kan wees, sê die Bybel vir ons dat in die laaste dae so 'n ingesteldheid veral oorheersend sal word. Op so 'n tyd moet ons groter heiligheid en godsaligheid voor God nastreef en daagliks vra, wat is God se wil? Laat ons nie die dwaasheid pleeg om deur die onbenullige dinge van hierdie aarde verblind te word nie, net om die ewige koninkryk van die hemel te verloor.
As Judas Iskariot, wat reg langs Jesus was, sy geloof suiwer en opreg gehou het tot die einde toe soos Petrus, Johannes en Jakobus, hoe bly sou hy vandag saam met Jesus in die koninkryk van die hemel gelewe het? Sy korrupte gewoonte om sy hande op die heilige offer te lê, het hom egter onvermydelik op die goddelose pad gelei om Jesus vir 30 silwerstukke te verkoop en die ewige hel te kies. Almal God sê, wat die mens ook al saai, sal hy maai. Uiteindelik was dit nie die vrug van 'n daaglikse lewe waar sy gedagtes, sy geloof en sy eie gees nie geskik was vir die koninkryk van God nie. Watter gees sê die Bybel het in hom ingekom? Die evangelie van Johannes hoofstuk 13 vertel ons, Satan het in hom ingevaar. Sodra Satan in hom ingekom het, het hy kragte saamgesnoer met die goddelose manne wat probeer het om Jesus dood te maak. Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 26 vers 12. Toe sy hierdie reukolie oor my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Amen, ek sê vir julle, waar in die hele wêreld ook al hierdie evangelie verkondig word, sal daar, ter herinnering aan haar, vertel word van wat sy gedoen het. Toe het een van die 12, met die naam Judas Iskariot, na die leierpriesters gegaan en gesê, wat is u bereid om my te betaal as ek hom aan u oorlewer? Hulle het met hom op 30 silwerstukke ooreengekom. Van toe af het hy 'n gepaste geleentheid gesoek om hom oor te lewer. Op hierdie manier het Judas Iskariot aangesluit by diegene wat altyd die evangelie wat Jesus verkondig het, verhinder en belaster het om Jesus te kruisig. Hulle was die bose geeste uit die hemel wat hulle bedrieglike werk op aarde voortgesit het. Kom ons blaai na Matteus hoofstuk 27 vers 1. Teen dagbreek het al die leierpriesters en die familiehoofde van die volk teen Jesus 'n besluit geneem om hom dood te maak. Hulle het hom toegeboei, weggelei en aan Pilatus, die prokurator, uitgelewer. Toe Judas, sy verraaier, sien dat hy veroordeel is, het hy berou gekry. Hy het toe die 30 silwerstukke na die leierpriesters en familiehoofde teruggeneem en gesê, ek het gesondig deur onskuldige bloed te verraai. Hulle het egter gesê, wat het dit met ons te doen? Jy moet maar self toesien. Hy het toe die silwerstukke in die tempel neergegooi, weggegaan. Wat sê dit het hy gedoen? En homself gaan ophang. Die leierpriesters het die silwerstukke geneem en gesê, dit is nie toelaatbaar om dit in die skatkis te gooi nie, aangesien dit bloedgeld is. Hulle het toe 'n besluit geneem en met die geld die grond van die pottebakker aangekoop as 'n begraafplaas vir vreemdelinge. Daarom word daardie grond tot vandag toe bloedgrond genoem. In al hierdie gebeure was die wil van God aan die werk om die profesie wat geskryf is, te vervul. Kom ons gaan voort in vers 8. Daarom word daardie grond tot vandag toe bloedgrond genoem. Toe is die uitspraak van die profeet Jeremia vervul. Hulle het die 30 silwerstukke, die prys waarteen hy deur die kinders van Israel gewaardeer is, geneem. En dit vir die grond van die pottebakker gegee, net soos die Here my beveel het. Elke daad wat op hierdie aarde gedoen word, sal op dieselfde manier in die koninkryk van die hemel gebonde wees. Dink aan wat Maria op hierdie aarde gedoen het. In vandag se terme was dit 'n parfuum so kosbaar dat 'n mens 'n paar jaar se loone gelyktydig sou moes gee om dit te koop. Tog vir Jesus het sy dit nie gespaar nie. Toe Judas Iskariot dit sien, het hy baie verontwaardig geword en gesê, waarom hierdie gemors? Terwyl ons oor hierdie verslag nadink, het Maria dit gedoen omdat sy nie die parfuum kosbaar gevind het nie. Of was dit omdat sy hom baie kosbaarder geag het? Aangesien Jesus vir haar meer kosbaar was, het sy dit besef en daarvolgens opgetree. Judas Iskariot het egter in sy dwaasheid meer waarde aan die parfuum as aan Jesus geheg. Gevolglik het hierdie goddelose hart van hom gegroei en gevreet totdat Satan in hom ingekom het.
Judas het Jesus verraai om gekruisig te word, maar wat het van hom geword? Hy het 'n tragiese einde bereik deur homself op te hang sonder om ooit die 30 silwerstukke wat hy ontvang het, te gebruik. 'n Geval soos hierdie kom ook in profesie voor, selfs in die dae van Dawid, wat Christus verteenwoordig. Kom ons ondersoek hierdie toneel saam in 2 Samuel hoofstuk 17. Kom ons lees vers 22 saam. Dawid en al die mense by hom het toe gereed gemaak en die Jordaan oorgesteek. Teen ligdag die oggend was daar nie een oor wat nie die Jordaan oorgesteek het nie. Agitofel, hy het intussen gesien dat sy raad nie gevolg word nie. Agitofel was koning Dawid se raadgewer. Maar toe Dawid in groot benoudheid was, het Agitofel hom verraai en aan die kant van sy vyande gaan staan en hulle raad gegee. God het egter ingegryp sodat Agitofel se raad nie aanvaar sou word nie. Hulle is oorreed om eerder na 'n man met die naam Husai te luister as na Agitofel. Toe sal hy die donkie op, maak gereed en gaan na sy huis in sy tuisdorp. Hy het opdragte gegee oor sy huisgesin en homself opgehang. Hy is dood en is in sy vader se graf neergelê. Agitofel was naby Dawid, net soos Judas Iskariot naby Jesus was. Agitofel het aan die kant van Dawid se teestander gestaan en 'n komplot teen hom beraam. Maar toe sy raad uiteindelik verwerp is, het hy na sy tuisdorp teruggekeer en homself opgehang. Hierdeur kan ons uit die profesieë van die Bybel sien dat Dawid Jesus verteenwoordig en Agitofel Judas Iskariot. Dawid en Jesus, Agitofel en Judas Iskariot. Hier kan ons weer eens bevestig dat al die profesieë van die Ou Testament in die Nuwe Testament vervul word. Wat word dan van alle dinge wat op hierdie aarde plaasvind? Hulle is almal ook in die hemel vervul. Aangesien alles dienooreenkomstig vervul word, moet ons vinnig tot bekering kom en wegdraai van enige woorde of handelinge in ons geloofslewe wat nie daarin slaag om eer aan God te gee nie, sodat ons volgens sy welgevallige wil kan lewe. Op die oomblik verstaan ons dalk nie alles ten volle nie. Maar op die laaste dag, wanneer God alle mense volgens hulle dade oordeel, sal hy alles in sy regte volgorde stel. Daarom moet ons, die kinders van Sion, nooit ons dankbare harte verloor nie. En moet ons hom getrou volg tot die einde toe, maak nie saak waarheen hy ons lei nie, nie waar nie. Kyk asseblief mooi na hoe mense God gedien het, toe hy in die vlees na hierdie aarde gekom het. Hoe die hoofman oor 100 hom behandel het. Hoe Saggeus hom ontvang het en met watter hart Maria hom gedien het. U sal sien dat die wat so op die aarde opgetree het, vir die koninkryk van die hemel bestem was, want dit is hulle wat ook in die hemel dieselfde sal optree. Daarenteen sou mense soos Judas Iskariot selfs in die hemel dieselfde optree, en daarom is God reeds besig om al hulle dade hier op hierdie aarde waar te neem. Dit is dieselfde beginsel as toe God die Israeliete tydens hulle 40 jaar in die woestyn vooraf ondersoek en voorberei het vir die dinge wat hulle sou moes doen sodra hulle die land Kanaan binne gegaan het. Daarom van vandag af vorentoe met 'n nuwe hart en 'n nuwe gees. Laat ons almal besluit om in die Heilige Gees te wandel en te lewe volgens die wil van die Heilige Gees. Nou, terwyl ons deeglik bewus is dat Dawid Jesus verteenwoordig, laat ons ook na Jeremia hoofstuk 30 vers 9 gaan. Hulle sal die Here, hulle God dien, en Dawid, hulle koning wat ek vir hulle sal laat opstaan. Dan, na wie verwys hierdie profetiese Dawid uiteindelik in die Nuwe Testament? Ons het almal geleer dat Dawid Jesus verteenwoordig. Dan, net soos Agitofel aan Dawid se sy was, wie was aan die sy van Jesus? Dit was Judas Iskariot.
Kom ons blaai na Johannes hoofstuk 13 vers 7. Jesus het hom geantwoord, wat ek doen, verstaan jy nie nou nie. Jy besef nou nie hoekom ek dit doen nie. Maar hierna wat sal later gebeur? Sal jy verstaan? Petrus sê toe vir hom, "U sal beslis nie my voete was nie, tot in ewigheid nie." Jesus het hom geantwoord, "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Toe sê Simon Petrus vir hom, "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my kop." Maar Jesus sê vir hom, "Iemand wat gebad is, het nie nodig dat iets anders as sy voete gewas word nie, omdat hy reeds heeltemal skoon is. En julle is skoon, maar nie almal nie." Want Jesus het geweet wie hom sou verraai. Wat het hy toe gesê? Hy is 'n dief en 'n duiwel. Jesus het reeds geweet wie hom sou verraai. En daarom het hy gesê, "Julle is nie almal skoon nie." Kom ons kyk ook na Johannes hoofstuk 17 vers 12. Toe ek by hulle was, het ek hulle wat U aan my gegee het, in U naam bewaar. Ek het hulle ook beskerm, en niemand van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die seun van die verderf, sodat die skrif vervul sou word. Na wie verwys hierdie woorde? Uiteindelik verwys hierdie woorde na Judas Iskariot. Tog, selfs al het Jesus dit geweet, het hy Judas Iskariot by hom gehou en saam met hom gewandel tot die einde toe. Kom ons gaan nou na Markus hoofstuk 14 vers 20. Hy het vir hulle gesê, "Dit is een van die 12, die een wat saam met my sy hand in die skottel insteek. Die seun van die mens gaan wel heen, soos daar oor hom geskryf staan. Maar wie daardie man deur wie die seun van die mens verraai word? Dit sou vir hom wat sou beter vir hom wees. Beter gewees het as hy nie gebore was nie." Dit was hoe Jesus Judas Iskariot beskou het. Meer as enigiets anders het hy 'n swakheid vir materiële dinge gehad. Hierdie ingesteldheid, wat geld bo God geprioritiseer het, het daartoe gelei dat hy uiteindelik die een geword het wat Jesus vir 30 silwerstukke sou verkoop. Ons kyk nou na die rekords van een wat aan die voorpunt gestaan het van sulke bose dade wat 2000 jaar gelede plaasgevind het, gedurende die tyd van Jesus. As dit van julle afhang, watter soort mense sou julle in die koninkryk van die hemel toelaat en wie sou julle verhoed om in te gaan? Wat sou julle doen as 'n wrede rower aan julle deur klop en eis, "Maak oop, ek kom in"? Wat sal julle doen as 'n dief of 'n seksueel onsedelike persoon dit doen? Natuurlik sal julle nie die deur oopmaak nie. Dieselfde geld vir die poorte van die hemel. Wat op hierdie aarde gedoen is, word op dieselfde manier ook in die hemel vervul. Daarom word die posisie en aansien wat ons in die koninkryk van die hemel wil hê grootliks bepaal deur ons lewe op hierdie aarde. Daarom moet ons geloofslewe reg leef. Voordat ons op die lewe in die land Kanaan fokus, as ons eers oorweeg hoe om ons lewe in die woestyn te leef, dan sal ons God dank, ongeag watter probleme ons ondervind. As iemand die 40-jarige pad in die woestyn stap sonder om God te vergeet en aan hom eer gee, sal hy sekerlik die land Kanaan kan binnegaan. Was dit nie die geval met Josua en Caleb nie? Dit is omdat God weet dat sulke mense aan hom eer sal gee selfs nadat hulle die land Kanaan binnegegaan het. Beskou diegene wat reeds God teëgestaan het, gemor en gekla het in hierdie wêreld wat 'n kopie en skaduwee is. Hulle het geen dankbaarheid getoon nie, sy genade soos 'n verslete skoen op sy gesit en die waarheid behandel asof dit onbenullig is. As sulke mense toegelaat word om in die koninkryk van die hemel in te gaan, sou hulle net onrus bring. Dis, wat het God gesê? Kom ons blaai na Openbaring hoofstuk 21 vers 23. Ook het die stad nie die son en die maan nodig om haar te verlig nie,
Want die heerlikheid van God het haar verlig, en die lam is haar lamp. En die nasies sal leef in haar lig, en die konings van die aarde sal hulle heerlikheid na haar toe bring. Haar poorte sal bedags nie gesluit word nie, en daar sal ook nie meer nag wees nie. Hulle sal die heerlikheid en die eer van die nasies na haar toe bring. En niks wat besoedel is, en niemand wat iets gruweliks en vals gedoen het, sal ooit toegang tot haar kry nie, slegs hulle wat opgeteken is in die boekrol van die lewe van die lam. Die koninkryk van die hemel is vir hierdie soort mense. Dit is presies hoekom God ander mense in sy woord teregwys en sê, gaan weg van my, julle kwaaddoeners. Die rede waarom hy hulle uitwerp, is dat as hulle die hemel sou binnegaan, hulle onvermydelik God se gebooie sou ongehoorsaam, wetteloosheid sou pleeg, en sy verordeninge, wette en statute sou vernietig. Die koninkryk van die hemel mag nooit weer so 'n plek word nie. Daarom sal die koninkryk van die hemel nie 'n plek wees waar sulke mense kan ingaan nie. Dit is vir diegene wie se name in die lam se boek van die lewe opgeteken is. Diegene wat weet hoe om die lam te volg met 'n blye en dankbare hart waar hy ook al lei. Diegene wat God se opdragte en hul geloof in God genadiglik koester, en diegene wat by hom bly tot die einde toe. Dit is omdat die karakter wat hulle op hierdie aarde gesmee het met hulle in die hemel sal voortgaan. Dit is hoekom die Bybel hierdie leringe opteken. Laat ons ons geloofslewe reg leef. Laat ons, terwyl ons na die koninkryk van die hemel reis, nugter en selfbeheerst wees. Laat ons geduldig wees en volhard. En laat ons mekaar lief hê en verenig wees in liefde en harmonie. Die Bybel sê dat diegene wat in die koninkryk van die hemel kan ingaan nie moeilikheidmakers is nie, maar vredemakers. Ons moet almal leer om diegene te word wat vrede kan maak. Ons moet nooit moeilikheidmakers soos Judas Iskariot word nie, wat angs en pyn in Jesus se hart bring en uiteindelik veroorsaak dat hy gekruisig word. Sien ons nie 'n soortgelyke weergawe in die Ou Testament in die verhaal van Akkan nie? Hierdie insident het plaasgevind net na die verowering van Jerigo, die heel eerste stad toe hulle die land Kanaan binne gegaan het. Miskien is niemand heeltemal vry van die begeerte na materiële dinge of rykdom nie. 'n Probleem soos die van Judas Iskariot ontstaan egter wanneer daardie begeerte die waarde van die hemel in ons harte swaarder weeg. Aangesien Judas Iskariot wêreldse wins meer waardeer het as God, het hy nie eers gehuiwer om deel te neem aan die kruisiging van God nie, of hoe? Met dit in gedagte, laat ons ywerig hardloop na die koninkryk van die hemel. Hiermee wil ek hierdie preek afsluit. Baie dankie.